Vriende, hartlik welkom. Ons is aan tafel. Ons vier Paasfees. En hier sien ons nie net die tekens nie, maar ons ontmoet die gasheer van hierdie tafel. Ons skriflesing kom uit Johannes 20 vanaf vers 19. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy voete vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle, "soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê: "Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. Maar as julle hulle dit nie vergewe nie, word dit hulle ook nie deur God vergewe nie." Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom: "Ons het die Here gesien." Maar hy sê vir hulle: "As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek nie, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie." 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deur gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: "Vrede vir julle." Daarna sê hy vir Thomas: "Bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig." En Thomas sê vir hom: "My Here en my God." Toe sê Jesus vir hom: "Glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo." Jesus het toe nog baie ander wondertekens gedoen wat nie in hierdie boek beskrywe is nie. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus Christus die Seun van God is en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Ek en jy wil graag soos Thomas dikwels tekens hê. Tekens dat Jesus werklik is wie hy sê hy is. Tekens dat hy werklik gedoen het wat hy gesê het hy gedoen het. En vanoggend sien ons die tekens, die brood en die wyn. Maar die tekens wys ons na iemand, die gasheer van die tafel, wie hierdie tekens uitdeel. Sy naam is Jesus. Hy word genoem Jesus, die gekruisigde. Wanneer ek en jy vanoggend hierdie teksvers lees en ons gekonfronteer word daarmee dat Jesus werklik die gekruisigde is, die getuienis hoor van sy disippels wat self eerstens met hulle eie oë die merke in sy hande, sy voete en sy sy gesien het, wat vir ons die getuienis kom bevestig. Jesus het gesterwe, maar hy is opgewek uit die dood. Kan ons vandag op grond van daardie getuienis ons plekke by die tafel kom inneem? Maar hier neem ons nie net slegs tekens nie, maar ons ontmoet die gasheer. Sy naam is Jesus, die gekruisigde. Maar wanneer ons op hierdie Vrydagoggend saam met mekaar byeen is en ons weer die nagmaal vier en ons hoor dat Jesus is die gekruisigde, sou ons kon aanblaai in ons Bybel en by Paulus hoor, maar wat beteken dit dan dat Jesus spesifiek die gekruisigde is? En Paulus leer ons 5 dinge waarom dit belangrik is dat Jesus die gekruisigde is. Waarom is dit belangrik dat ek en jy vir Jesus verstaan onlosmaaklik verbonde aan die beeld van die kruis? Die eerste aspek is dat Jesus sterf ter wille van ons sonde. 1 Korintiërs 15 vers 3. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag is hy opgewek volgens die skrifte. Hierdie woorde hypertoon hamartian sê vir ons dat Jesus het nie slegs maar net gesterf vir ons sonde nie, maar hoor,
let wel, hy sterf ter wille van ons sonde. So, wanneer Jesus aan die kruis sterf hy nie slegs as die resultaat van die Romeine wat hom gekruisig het nie, die Jode wat hom verwerp het nie, maar Jesus sterf ter wille van ons sonde. Maar Jesus sterf ook as die offer vir ons sonde. Die tweede aspek, so sê Paulus in Romeine 3 vers 25. Hom het God gegee as die offer wat deur sy bloed die versoening bewerk het vir die wat glo. So, Jesus bring nie net 'n offer nie, hy is die offer. God gee hom as offer, hy bring homself. Nou wanneer jy die Griekse woord hier van naderby beskou, hilasterion, dan sê die woord vir ons dat 'n offer is letterlik die middel waardeur 'n mens vergewe word. In Engels die means. So, wanneer ons sê dat Jesus is die hilasterion wat deur God gegee is, dan sê ons dat hy is die middel wat deur God gegee is, waardeur 'n mens vergewe kan word. Die derde aspek. Jesus sterf in ons plek vir ons sonde. 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met hom, deur God, vrygespreek kan wees. Jesus sterf nie slegs ter wille van ons sonde nie, maar ook ter wille van ons. So, onthou die vorige voorsetsel frase, tona martion. Nou hoor ons hyperhemoon. Jesus sterf ter wille van ons. So wanneer Jesus sterf, sterf hy nie slegs ter wille van ons sonde en bring maar 'n offer ter wille van ons sonde nie, maar hy sterf in ons plek. Jesus sterf 'n plaasvervangende dood. Want wanneer hy sterf, sterf hy sodat ek nie nodig het om te sterf nie. Hy sterf in my plek. Daar waar ek sou staan om die straf van God te ontvang, kom staan Jesus in my plek. Hy neem die straf op homself. Jesus sterf ter wille van ons. In ons plek, 'n plaasvervangende dood. Die vierde aspek. Jesus sterf om ons met God te versoen. 2 Korintiërs 5 vers 18. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Versoen beteken om iemand letterlik terug te plaas in 'n gunstige verhouding met God. Dit is wat die woord katalasso beteken, wanneer jy dit letterlik uit Grieks vertaal. Jy plaas iemand terug in 'n gunstige verhouding, in 'n vriendskaplike verhouding met God. Nou weet jy wat is die effek van sonde? Sonde kom maak 'n mens se verhouding met God stikkend. Dit breek dit. En nou kan ek en jy nie onsself met God versoen nie, want ons kan nie self die offer bring wat nodig is om ons met God te versoen nie. Maar dan hoor ons Jesus sterf ter wille van ons en ons sonde. Hy sterf in ons plek. Waarom? Sodat hy ons met God kan versoen. Sodat hy die stikkende verhouding tussen ons en God kan heel maak. Sodat hy ons met God kan versoen en ons weer in 'n gunstige verhouding met God kan teruggeplaas word deur Christus, wat homself gee wanneer hy sterf. Sodoende hoef die stikken, die seer, die gebrokenheid nie die finale sê te hê nie, maar Jesus se offer aan die kruis. Dit sal die finale sê, want op grond van sy offer aan die kruis, hy wat sterf ter wille van ons in ons plek, betaal die prys vir ons sonde, sodat ons met God versoen kan word en ons weer in 'n gunstige, heel verhouding met God teruggeplaas kan word. Die vyfde aspek. Jesus sterf sodat ek en jy voor God regverdig kan wees. Romeine 10 vers 10. Want met die hart glo ons en so word ons regverdig verklaar.
Met die mond bely ons en so word ons verlos. Die Griekse woord hier is dikaiosyne. Wanneer ons praat van regverdig verklaar te word, beteken dit om vrygespreek te word, om vrygespreek voor God te staan op grond van Jesus se sterwe. God kom plaas ons in 'n regverdige posisie voor hom, waar ons regverdig verklaar word, sodat wanneer hy na ons kyk, hy nie ons sonde meer langer sien nie, maar hy Christus se offer aan die kruis sien. Hy sien Jesus die gekruisigde en op grond van Jesus word ons in 'n regverdige verhouding met God geplaas. Ons word regverdig verklaar. God maak ons regverdig in Christus op grond van die kruis van Jesus, sodat ons die regverdige van God kan wees, genoem kan word. So Paulus se briewe kom leer ons hierdie 5 aspekte van Jesus se kruisdood. Ons sou dit kon opsom deur te sê, Jesus sterf ter wille van ons sonde. Jesus sterf as die offer vir ons sonde. Jesus sterf in ons plek vir ons lam gelê deur sonde. Jesus sterf om ons met God te versoen. En Jesus sterf sodat ons regverdig voor God kan wees. Wanneer jy vanoggend hoor, Jesus is die gekruisigde, jy hoor wat beteken die kruisdood van Jesus, wil ek vir jou kom vra, hoor jy dit? Weet jy dit? Bely jy dit? Maar glo jy dit met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag? Het die boodskap van die kruis al jou hart verander? Of is dit iets waarvan jy maar nog net kennis geneem het in jou lewe? Maar het jy al met geloof geantwoord op Jesus die gekruisigde se uitnodiging? Dat hierdie kruis ook jou hart al verander het? Het jy die geloofsekerheid dat jy kan sê, met alles wat ek is, glo ek dat Jesus vir my gesterf het, ter wille van my sonde, as die offer vir my sonde, in my plek vir my sonde, om my met God te versoen, sodat ek regverdig vir God kan wees. Glo jy dit en het jy die geloofsekerheid dat jy kan sê, maar dit beskryf my verhouding met God. Jesus, die gekruisigde, se verdienste aan die kruis. Wanneer ons vanoggend aan die tafel kom aansit, dan hoor ons die woorde wat sê, dit is my liggaam gebreek vir jou. Dit is my bloed gevloei vir jou. Maar wat gebeur? Ons sien nie slegs die tekens nie. Ons ruik dit, ons proe dit, ons drink dit, ons eet dit nie slegs nie. Maar die tekens wys vir my en vir jou na die gasheer. Wanneer ek en jy hier sit vanoggend, kan dit gebeur dat ons, soos die disippels, dalk maklik twyfel. Ons is op soek na tekens. Die tekens dat dit werklik Jesus is, dat Jesus werklik die gekruisigde is. Wanneer ons vandag hier is, dan help hierdie tekens van brood en wyn ons om die liggaam en die bloed van Jesus te sien, maar meer nog om die gasheer te sien. Hy wat ons nooi om ons plek by die tafel te kom inneem, wanneer hy vir ons sê, vrede vir jou. Mag hierdie nagmaal geleentheid vanoggend een wees wat jou nie net herinner aan die tekens nie, maar jou 'n geleentheid gee om weer Jesus as die gekruisigde te sien, hom as die gasheer te ontmoet. Want wanneer ons die tekens sien, is dit meer as tekens, dis wyn en brood. Dit wys vir ons dat God se genade is in Jesus vir ons genoeg, maar dit gee ons opnuut 'n kans om die gasheer se woorde te hoor. Jesus die gekruisigde, wat vanoggend vir jou kom sê, vrede vir jou. Amen.